Goeiemôre. Baie welkom. Jammer vir die geskarrel hierbo. Julle weet dit was weer beerdkrag gewees en die beerdkrag wat so 'n lae fase sou wees, het skielik 'n hoë fase geword en ons moes dan nou skarrel om gou alles reg te kry vir julle. Maar ons is agter mekaar en reg en ek wil sonder enige verwyl vir Graham vra om vir ons vorentoe te kom en die gebedskomponent van vanoggend te hanteer. En soos wat hy vorentoe kom, ek weet ons herhaal dit nou baie die afgelope tyd, maar dis omdat dit 'n nuwe gebruik is, dat ons julle wil aanmoedig om julle gebedsversoeke voor in die kerkportaal in hierdie koperkom te gooi. Ons glo regtig die Here het 'n plan met elkeen van ons en dat hy jou gebed spesifiek wil verhoor. En daarom neem ons vrymoedigheid om die gebede daar in die kom te plaas, dit te trek en glo dit is wat die Here op sy hart het vir jou vanoggend. So Graham, ek gee vir jou geleentheid om vir ons voort te gaan met gebed. Reg, kom ons buig oor die hoofde. Here, ons wil vir u vanoggend kom dankie sê vir die reën wat hier oor Kraddock en sy omliggende areas geval het. Alles genade uit u hand uit. Ons voel baie so in nood van verskillende dinge in ons lewens ook, maar u het daai mag om dinge te laat gebeur op die regte tyd, soos wat elke mens dit nodig het. Ons wil ook in besonder bid vir almal wat enige vorm van pyn deurgaan en seer in hulle lewe, dat u daar sal heel en vir hulle sal krag gee en met u liefde en u ontferming beskerm. Dit vra ons om u naam alleen. Amen. Baie dankie Graham. Ek glo dat 'n erediens niks anders is as tyd in die Here se teenwoordigheid nie. En daarin lê die krag van 'n erediens. Dit is 'n tyd wat ons afsonder en ons gedagtes op die Here fokus, as 'n ware tyd gemaak het om op te staan, aan te trek en hier te kom sit. Ons weet die Here is alomteenwoordig, maar ons weet ook dat hy op 'n besondere manier hier teenwoordig is. En daarom glo ek dat elke komponent van die erediens sinvol en betekenisvol is, soos wat die gebed vir iemand met pyn betekenisvol is. Daar is waarskynlik iemand hier by ons wat met seer en pyn sit. Wees verseker dat die Here jou pyn raak sien en dat hy dit hoor. Wees verseker dat die Here jou dankbaarheid sien vir die reën wat daar geval het. En miskien is die volgende woorde die enigste rede waarom jy vanoggend moes kerk toe kom, om te hoor, ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Ons gaan vanoggend 'n bietjie stil staan by Josef en sy drome, en elkeen van ons het drome. En selfs God het 'n droom. God se droom vir elkeen van ons is voorspoed, 'n verwagting, hoop. Daarom groet ek julle in die naam van die God wat oor elkeen van ons droom. En vir elkeen van ons 'n droom het. En oor die wêreld waarin ons leef, 'n droom het. Met die woorde genade vir julle, barmhartigheid en vrede. Van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou wil ek gou by julle hoor, wie van julle hou van partytjies? OK. Ek sien daar 'n meeste van julle hande. Hoekom hou julle van partytjies? Hoekom hou jy van partytjie? Julle het nou almal julle hande opgesteek. Daar's lekker goedes om te doen. Spandeer tyd met vriende, lekker goedes te doen, spandeer tyd met vriende. Lekker kos, ja nee, ek het geweet daar sal 'n man wees wat sê daar's lekker kos, nê.
Nou sê vir my nê, is 'n partytjie net lekker vir die ou wie se partytjie dit is, of is die partytjie ook lekker vir die mense wat by die partytjie is? Is julle nou by? Is die partytjie net lekker vir die ou wie se partytjie dit is, of is die partytjie ook lekker vir die ouens wat by die partytjie is? Vir almal nê, want almal het lekker goed om te eet. Almal kry nou nie persente nie, maar is al lekker om te sien hoe iemand persente oopmaak, as lekker kos, lekker speletjies. Nou wil ek gou vir julle vra, die ou wat die partytjie gereël het. Wat dink julle was sy plan met die partytjie? Hoekom het hy 'n partytjie gereël? Natuurlik het waarskynlik iemand verjaar, nê? En ons almal is bly oor die persoon wat verjaar het. Maar hoekom 'n partytjie hou? Daar's twee goeders wat ek aan kan dink. Ek wil 'n partytjie hou, nommer 1, omdat ek die een wat verjaar wil bederf. Is dit nie so nie? Hè? Ek wil mos nou vir hom persente gee, vir sy pelle daar hê. Ek wil lekker goedjies hê vir die ou wat kom na die partytjie toe. Maar as ek mense nooi, dink jy nie ook dat ek wil hê dat hulle die partytjie moet geniet nie? So die ou wat die partytjie beplan dit vir twee redes, om die ou wat verjaar te bederf en om die mense wat kom te bederf. Nou as ons die Bybel lees, dan praat Jesus baie keer oor tyd saam met hom as 'n partytjie. Hy sê ek staan by die deur en ek staan en klop en as jy die deur oopmaak, dan gaan ek in en ons gaan fees vier. Wat is dit anders as 'n partytjie? Psalm 23, dan sê hy lei ons na waters waar daar vrede is en hy bring ons by groen weivelde waar daar rus is en dan sê hy laat my aansit by 'n feesmaal. Dis niks anders as 'n partytjie nie. So dit wat God wil hê dat ons moet verstaan wanneer dit kom by hom, is dat oor sy seun is hy so verheug en so bly oor hierdie Jesus Christus kind van hom. En hy wil hê dat ons saam met hierdie Jesus wat verhef word en vereer word en in hierdie wonderlike goeie sodat ons saam met hom moet fees vier. So wanneer God 'n droom het, wanneer God 'n plan het, dan het God nie net 'n plan vir sy seun Jesus Christus, maar elkeen wat die partytjie bywoon. En Jesus het 'n plan en 'n droom vir Josef gehad. Maar die droom en plan vir Josef was nie net vir Josef nie. En dit gaan ek en mamma en pappa bietjie oor saamgesels en ek hoop hulle vertel vir jou dit wat hulle vanoggend ontdek. Dat God se plan en drome altyd groter is as jou planne en drome. Right, kom kry gou vir julle 'n lekkertjie. Dan gaan julle na die klas vandag. Here, baie dankie dat ons hier in hierdie kerkgebou van u teenwoordigheid bewus kan word. Here, dis maar net stene en glas en hout, en rame en vensters en ligte en matte. Maar dit is wanneer u deur u Gees hier binne begin beweeg, dat ons weer hoop kry. Dat ons weer begin droom. Dat ons gawes en vermoëns ontdek wat ons nie gedink ons het nie. En Here, wanneer ons dan nou saam lees, Here, vra ons dat u deur u Gees u woord vir ons sal ontsluit. Ons ken hierdie verhale, Here. Sommige van hulle het ons jare terug gelees. Miskien het ons van hulle onlangs gelees. Here, help ons om te luister. Help ons om u Gees toe te laat om deur hierdie woorde tot elkeen van ons te spreek. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Net ter inleiding vir die gebeure hier in hoofstuk 45 van Genesis, is dat in die voorafgaande hoofstukke was dit so asof die storm weerlig of donderwolke se krone begin opbou. Hier is hierdie spanning, hierdie konfrontasie is aan die afspeel. Na 'n leeftyd, se swaar kry en se gesukkel, is Josef as prins van Egipte aangestel en sy kinderdae droom word in 'n sin nou verwesenlik, want julle sal onthou hy het mos gedroom van die gerwe wat voor hom buig, nê? En die sterre wat voor hom buig. So hierdie kinderdae droom kom nou in vervulling wanneer sy broers hulpeloos en magteloos voor hom te staan kom, want hulle kos is op.
En nou wonder mens, wat gaan nou gebeur? Loer mens na die voorafgaande hoofstukke, dan is dit so asof daar 'n storm in die lug is. Want hy is nors, hy praat deur 'n tolk, hy beskuldig hulle van spionasie. Hy gooi vir Simeon in die tronk en sê, julle sorg dat julle broer Benjamin, wat julle van gepraat het, wat by jou pa is, bring hom na my toe. So jy wonder die hele tyd, wat gaan in Josef se kop aan? Wat is sy plan? Want hierdie broers van hom het hom verskriklike leed aangedoen. Hulle het sy kinderdae van hom gesteel. Al die bederf en beskerming en versorging wat hom toegekom het in sy vaderhuis is hom ontneem. Hulle het hom weggegooi, in 'n put gelos om dood te gaan. En toe, tot sy geluk, kom daar 'n klomp slawehandelaars en die red hom van 'n dood, 'n honger en 'n waterdood in 'n put. Die broers moes aan wreed gewees het om dit aan hulle broer te doen. Dat hulle hom daar los om dood te gaan. En dan wat die slawerny betref, moet jy ook besef dat Josef nie geweet het aan wie hierdie slawehandelaars hom sou verkoop nie. Watter tipe baas hy sou gehad het nie. Watter tipe werk hy sou gedoen het nie. Watter tipe verantwoordelikhede oor hom sou kom nie. En as hy so terugdink oor sy lewe, dan kan hy nou regtig sê, vir al my goedheid het ek nog net stank vir dank beleef, want my eerlikheid in die tronk het gemaak, of my eerlikheid in Potifar se huis het gemaak dat ek in die tronk beland het. En dan kry ons nou hierdie hoofstuk, hierdie konfrontasie oomblik. En dan net so terloops, as jy dan nou na die teks gaan kyk en jy wil vir jouself afvra, weet wat het deur die broers se koppe gegaan, dan sou mens in Hosea 42 vers 28 kon lees, hulle was radeloos en doodgeskrik sê hulle vir mekaar, wat het God ons nou aangedoen? So hulle besef, skrif is aan die muur, ons sondes het ons ingehaal, hier is ons nou in die moeilikheid. Ons het nou vir Josef stief behandel, inteendeel, ons het hom so sleg behandel, en hom so te nagekom, en hier het hy die hef in die hand. So kom ons lees hoofstuk 45. Josef sê vir sy broers wie hy is. Josef kon homself nie langer bedwing vir die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan, en daar was van die wat hom gedien het, nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die Farao se paleis dit gehoor het. En toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie. Hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop, en ek is Egipte toe gebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie. Want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dis nou maar die 2de jaar van hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou sodat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as regerder oor die hele Egipte. Gaan dadelik na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regerder oor hele Egipte. Kom na my toe, moenie talm nie, kom bly in die Gosen streek. Dan is pa naby my, pa en pa se seuns en kleinseuns, die kleinvee en die grootvee en alles wat pa besit. Ek sal vir pa daar onderhou, want daar lê nog 5 jaar hongersnood voor. So sal pa nie verarm nie, pa en pa se familie en almal by pa. Julle sien self, en my broer Benjamin sien dit ook. Dis ek wat met julle praat.
Ek lees net tot sover. Uiteindelik, na baie ontberings en omswerwinge het Josef se kinderdaadroom in vervulling gekom. Die put en Potifar was toe al die tyd deel van die droom, wat veel groter geword het as die gerwe en sterre wat in sy drome voor hom gebuig het. Dit was immers nooit Josef se droom om mee te begin nie. Dit was God se droom. God het hierdie droom gedroom nog lank voor Josef dit gedroom het. En God het veel meer in die oog gehad as Josef se gerf en Josef se eer en Josef se posisie en Josef se sukses en sy heerskappy en mag en noem maar op. God se droom was nooit om Josef te verhef en om sy broers te verneder nie. Josef self sou later bely en julle het dit in die teksgedeelte gehoor, God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. God se droom is om lewens te red. En dis hier waar ons dikwels die plot verloor en God se drome verklein en inperk en beperk tot onsself. God het hierdie groot drome. En ons beperk God se drome tot ons eer en ons sukses en ons posisie. Soos Josef is dit dikwels ons eerste reaksie om te dink, dit gaan oor ons. Godsdiens, my verhouding met die Here gaan primêr net oor my en die Here. En dit is hierdie kant van Josef en myself en ons almal waar ons God se seën net vir onsself wil toeëien, wat my by die tema van vanoggend uitgebring het, by die Sinatra-sindroom. En dis hierdie kant in elkeen van ons waar ons dinge op ons manier wil doen, my way. I did it my way. My manier van dink, my manier van leef, my manier van doen. En as ons regtig eerlik is, julle, is dit dikwels wat ons doen met ons godsdiens. Ons herinterpreteer die godsdiens sodat dit lyk soos wat ek dink dit moet lyk en sodat ek doen wat ek dink ek moet doen en ons verklaar swaar kry en pitte en Potifar en ons verklaar dit uit ons godsdiens uit want ons het op 'n manier diep in ons ingeweef hierdie idee dat godsdiens net sonskyn en rose is en dat dit gaan oor my voorspoed en my eer en my status en die wat voordat jy 'n te slegte beeld van God kry, hy het jou ongelooflik lief en hy het jou eer in gedagte en hy het jou posisie in gedagte en hy het jou sukses in gedagte en hy wil jou gebruik en hy gaan jou verhef. Maar die nuusflits van vanoggend is, hy droom groter as net jou sukses. Hy droom groter as net jou voorspoed. En hy gebruik dikwels jou om sy drome te verwesenlik. In die Sinatra wêreld van I did it my way gaan alles om me, myself and I. En hulle buig voor my. En God verhef my en God seën my. En wanneer alles oor my gaan, dan raak die put en Potifar 'n krisis julle. Want hoe kan dan iets slegs met goeie mense gebeur? God is dan daarom vir my te sorg. Wanneer alles om my gaan, dan raak ek kwaad vir my broers wat my in die put gooi, vir die dood agterlaat, as 'n slaaf verkoop, wat my pa se hart breek, wat maak dat ek al my kinderdae verloor. En dan is hierdie oomblik nie 'n oomblik van vervulling en 'n oomblik van vergifnis nie, maar 'n oomblik van vergelding. Nou het ek hier van die hand. Nou kan ek hulle straf. Nou kan hulle verdiende loon kry. En dan mis ek die punt in my selfsug, waarin ek dink die lewe gaan net oor myself en dan sien ek nie raak dat God nie net my voorspoed en my oorlewing in gedagte het nie, maar ook van die van sy volk. Dis 'n spanningsvolle moment wat die broers van Josef beleef. Want hulle verdien straf julle. Hulle het 'n verskriklike ding aan Josef gedoen.
In hulle selfsug het hulle hom as slaaf verkoop. Hulle wou hom inteendeel doodgemaak het en daar's geen versagting vir wat hulle gedoen het nie. Ons kan nie dit wat hulle gedoen het goed praat nie, maar ons moet sien dat God ook hierdie sonde in hulle lewe gebruik het om uiteindelik die groter droom te laat realiseer. Josef het iewers van die voorafgaande hoofstukke waarin hy so nors was, so kwaai was, nie self met hulle gepraat het nie, deur 'n tolk met hulle gepraat het, hulle as spioene beskuldig het, vir Simeon in tronk gegooi het, hulle gestuur het om hulle pa te gaan haal en vir Benjamin te gaan haal. Iewers in hierdie proses waar jy dink, Josef, hierdie ouens gaan pak kry. Jy gaan hierdie ouens nail. Kom maar 'n skuif in Josef se kop. En op 'n manier besef hy dat God se droom groter is as sy droom. God se droom was nie net om sy lewe te red nie, maar om lewens te red. Lewens te red. En dit was 'n rowwe rit, maar die groter prentjie maak dit als die moeite werd. Maak dit als die moeite werd. Dit laat my aan Stefanus dink wat verby die klippe kon kyk wat op hom neerheen. Onthou julle die gebeurtenis van Stefanus? Stefanus wat die hemel oop gesien het en vir Jesus Christus die opgestaane Here sien staan het met 'n uitgestrekte hand na hom, terwyl die klip op hom neerheen omdat hy die naam van Jesus Christus bely het. En mense dink dat Stefanus hierdie goeie, regverdige ou van wie daar net goed gepraat is, 'n wonderlike dood sou sterf met sy kleinkinders en sy familie. En dan reën die klip op hom neer en dan kyk hy verby die klippe en dan sê hy, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En iewers julle, ek wil nie vanoggend 'n kitsresepie op die tafel sit nie. Want ek dink dis nie so eenvoudig nie, maar ek dink dit help partykeer om die groter prentjie te sien wat jy dan in staat stel om ander te kan vergewe. En ek weet dis nie so algemeen geldende beginsel dat jy dit in alle situasies altyd sal kan toepas as die goue resepie wat al die wrokke en die haat uit jou laat verdwyn nie. Maar ek dink daar's 'n diep geestelike waarheid in hierdie verhaal. As ons sien dat God 'n groter droom het en dat ons nie net moet vaskyk in ons eie seën en ons eie voorspoed en ons eie redding nie. Stefanus moes sy lewe aflê sodat iemand soos Paulus later tot bekering sou kom en 'n radikale volgeling van Jesus kon word. Jesus Christus het sy lewe prysgegee sodat daar 'n groter droom van redding verwesenlik kan word. Ek dink daar's 'n kant waar ons, omdat ons weet wat ons doen, ons in staat stel om te kan vergewe. Kom, ek sê dit weer. Ek dink daar is 'n kant waar ons, omdat ons weet dat dit wat ons doen deel van die groter droom is, dit van die groter plan is, dat ons die vermoë het om te kan vergewe, om verby die klippe die kwaad en die swaar wat mense op ons laat neerheen te kan sien. Waar ander vir geld en rekenskap eis, is ons geroep om in 'n hongerwêreld lewens te red. En as jy die groter prentjie sien, maak die seer dikwels sin en sien jy God se plan en sy droom. En God het altyd 'n plan. God het altyd lewe in die oog en sy plan is verlossing, vergewing, genesing, vergifnis, herstel. Sy plan, soos wat ons diens mee begin het vanoggend, is om vir jou voorspoed te gee, verwagting. Maar wat ons nooit moet vergeet nie, is dat ons in hierdie droom, soos Josef, altyd die gestuurdes is. In die teologie, in akademiese taal praat hulle van 'n missionale teologie. Wat beteken missie? Gestuurde. Ons Christendom is eintlik die godsdiens of geloof van die gestuurdes. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek jou. Ons is nie die mense wat sit en verryk en vergoed en verhoog word nie. Ons is die gestuurdes wat deur die putte
en die Potifarhuise en die tronke uiteindelik deur God verhef word in die posisie waarna hy ons wil hê om versoening en genesing en redding te bring. Al Josef se swaar kry het uitgeloop op die redding van mense. En Josef het self gesê, baie se lewens is gered as gevolg van die swaar kry wat ek beleef het. Dis God se droom om te seën en ons moet versigtig wees vir die Sinatra-sindroom. Dis die I did it my way, ek wil dit op my manier doen. Dit is baie keer uitdagend en veel eisend om dit op God se manier te doen. Maar sy manier lei tot versoening, verlossing en redding. En miskien is daar 'n stuk seer in jou lewe. Miskien is daar 'n gesukkel om iemand te vergewe. Miskien is dit nou moeilik om die groter prentjie te sien en te verstaan waarom die Here dit toegelaat het. En partykeer julle laat die Here die goedes nie toe nie. Dit gebeur as gevolg van die sondigheid van mense. Dis nie asof God nou besluit het en sê, ek gaan nou vir Josef Nile, ek gaan hom in 'n put gooi nie. Maar hy word as gevolg van die sonde van sy broers in 'n put gegooi, as gevolg van die sonde van Potifar se vrou in 'n tronk gegooi, maar God laat alles ten goeie meewerk. En uiteindelik, of dit nou 'n put is, of Potifar is, of die tronk is, Josef kom waar hy moet kom, omdat God in beheer is. En ja, jou swaar kry is miskien onverklaarbaar en onverstaanbaar, maar kom ons probeer vanoggend verby die klippe kyk. Kom ons probeer die God raak sien, wat gekom het om lewens te red. Here, dankie dat ons vanoggend opnuut kan besef dat U 'n droom het vir die wêreld. Ons drome staan nie los van dit nie, inteendeel die drome wat ons droom is dikwels in U gebore. Maar as gevolg van 'n selfsugtige, kortsigtige uitkyk, mis ons baie keer die groter prentjie. En my gebed is, Here, dat U vir ons sal help om te besef dat ons soos Josef gestuurdes is, mense op reis is, slawe in 'n vreemde land Egipte, wat ons miskien Afrika of Kraddock of waar ook al mag noem. En dat ons in hierdie land neerlaag sal beleef, teleurstelling sal beleef, maar ook reuse suksesse, want niemand kan U stuit nie, Here. En daaraan hou ons vas, dat U ons deur ons swaar kry sal lei, en dat dit ons sal vorm om die mense te word wat ons moet wees, en dat U die deure op die regte tyd sal oopmaak, sodat ons nie net vir ons self redding in lewe kan bewerk nie, maar ook vir hulle rondom ons. Here, dit is maklik om vanoggend te sê dat ons mekaar moet vergewe. En dit bly vir my 'n goddelike geheimnis van hoe dit gebeur dat 'n mens op 'n punt kom om iemand wat jou so te nagekom het soos wat Josef se broers hom te nagekom het, te kan vergewe, en tog kry hy dit reg. En omdat hy dit reg kry, glo ek daar's hoop vir elkeen van ons. So Here, help ons om die groter prentjie te sien, help ons om te vergewe, en help ons, Here, om nie net te sê, I did it my way nie, maar I did it your way. Ek het U weg gevolg, en daarin lê vir my seën en verlossing. Daarin lê vir my koningskap en heerskappy. Daarin lê lewe nie net vir my nie, maar vir almal om my. Ek dank U, Here, dat U die God is wat mense gebruik en stuur. Die pad is baie keer rof, maar ons is dankbaar dat U by ons is. Ons bid die dinge in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons gaan huis toe met die wete dat God 'n droom het vir elkeen van ons. En dat hierdie droom is om lewe te bring in hulle wat om ons leef. Gaan dan nou huis toe met sy seën, en mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige werking van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly, van nou af tot in ewigheid. Amen.